Genade onbeskryflik groot, het U aan my bewys. Verlore seune wegloopkind, weer in die Vaderhuis. Wat 'n voorreg om die Heilige Gees, God, die Heilige Gees, hier by ons te kan hê. God die Heilige Gees. Jy weet, dis is eintlik 'n verskriklike groot ding. Jy weet, in die Ou Testament het God hulle besoek en dan weggegaan, besoek en weggegaan. Toe maak hulle die tabernakel en die allerheiligste en God se teenwoordigheid was so daar. Toe kom Jesus en hy wys vir ons hoe lyk God die Vader. Johannes 1 sê, die woord het vlees geword en het onder ons kom woon. God het vlees geword en het onder ons kom woon en ons aanskou sy heerlikheid. Maar God wou in die mens bly. En daarom kom Jesus en hy maak ons skoon met sy bloed. En nou kan hy in ons bly. Nou kan God in ons bly en oor ons wees en met ons wees en nooit weer weggaan nie. Nooit weer nie. Nooit. Hy besoek ons nie en gaan weg nie. Dis nie Ou Testamentiese verbond nie. Hierdie is 'n Nuwe Testamentiese verbond wat op beter beloftes wettiglik gegrond is. Dis wat Hebreërs 8 vers 6 sê. Dis 'n beter verbond. So 'n mens moet vir jouself afvra, leef ek in hierdie beter verbond? Is die Heilige Gees vir my 'n werklike persoon by my? Sy leiding erken ek dit in my lewe? En dan is dit om jou uit te daag om te sê, Heilige Gees, ek wil U beter leer ken. Leer my, hoe werk hierdie goed? Hoe werk dit, Here, in die koninkryk? Wat is the laws of the kingdom? Die wette van geloof. Wys my, Heilige Gees. Jy sien, die Heilige Gees wil so graag vir jou wys. Meer as wat jy gewys wil word, wil hy vir jou wys. Hy hou nie terug nie. Kom ons bid saam. Vader, ons dank U dat U Uself meer duidelik maak aan ons. Dat U die werk van die Heilige Gees vir ons beskryf, leer in. Dankie, Vader. Jesus, dankie dat U ons totaal heilig verklaar het, smetteloos, vlekkeloos. Dankie, Jesus. Nou dat die Heilige Gees in ons kan kom bly, ons is U tempel, die tempel van die Heilige Gees. Dankie, Jesus. Amen. Hy sal ons leer en lei in die volle waarheid. Ek lees vanoggend hierso in Johannes. Johannes 14, begin hy regtig praat oor die Heilige Gees, en hy begin die fokus sit op die Heilige Gees. Hy is aan die kom, die Gees van die waarheid. Jy sien, ons moet besef, die Heilige Gees is werklik hier, maar hy het gekom om ons te leer en te lei in die waarheid, volle waarheid oor die gawes van die Heilige Gees, volle waarheid oor die gawe van profesie, sê nou maar, die gawe van onderskeiding van geeste. Hy wil ons die volle waarheid leer, van tale, spreekentale, allerhande tale. Hy wil ons wys. Jy weet, as jy bietjie dink, wat het Jesus se kruisdood, begrafnis en opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees, wat moes dit bereik het? Ek sê vir jou, ek dink dis baie groter as wat ons ooit kan droom. En ek wil jou uitnooi om te like en te subscribe en dan nader te kom en meer te weet en te ervaar waarvoor Jesus hierdie groot prys betaal het. Mooi loop, seën vir jou. Soos ek laas keer vir jou gesê het, die regte spanner wys vir die regte werk. Hy wil ons leer om hierdie te gebruik, hierdie te gebruik. My kleinseun sit so by my en ek wys vir my hamer en ek wys vir my spyker. Hy's 2 jaar oud en hy
ek wys vir hom hoe tik jy met die ding, en wat maak jy? En hy begin het doen. Maar eendag sal hy hamer self vat, en spykers inslaan, en miskien 'n kas maak. Is dit nie wonderlik nie? Dit is wat God kan doen. En hy is besig om jou te leer. Jy sien, in Timoteus sê hy, bruikbaar vir die Here. Bruikbaar vir die Here. Vir elke goeie werk, volkome toegerus. Jy sien, ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus. Efesiërs 2 vers 10. Jy is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, vir goeie werke, sodat jy daarin kan wandel. Jy kan. Johannes 14, dat ek net vir jou lees hierso. Hy sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Heilige Gees, die trooster, by ons tot in ewigheid. Vers 17, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie, en hom nie ken nie, maar julle ken hom. Jy sien, toe jy wedergebore is, toe die Heilige Gees in jou kom bly, want jy is 'n skoon tempel. Soos hy is jy in hierdie wêreld. Hy het jou vlekkeloos gemaak. Vlekkeloos. Jy's vlekkeloos voor die Vader. En die vlekkelose een, die Heilige Gees, kom bly in jou. Nou, sê hy, dis die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat hy hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Hy sê, in die dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my is, en ek in julle. Jy sien, dis die groot openbaring, dat hy in jou is, en jy in hom. Julle is in mekaar, Vader, Seun, Heilige Gees. Hy in jou, jy in hom. Hy gaan jou nooit begewe of verlaat nie. Jy sien, die Heilige Gees se koms is baie meer as wat op Pinksterdag het hulle in tale gespreek en profeteer. Dis wat die mense gesien en gehoor het. Maar die Heilige Gees se koms in jou en oor jou is baie meer as 'n uiterlike talepraat. Is baie meer, en ek maak nie tale af nie. Ek wil net vir jou sê, kom ons beklemtoon wat God beklemtoon. Hy sê in Handelinge 1, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees op julle kom. En julle sal, wat? My getuie wees. Om getuie te wees, is die klem. Krag om 'n getuie te wees. Ons wil nie een van die werk van die Heilige Gees afkraak nie. Ek wil vir jou net sê, kom ons fokus op, hy sal ons in die volle waarheid lei, omtrent die gawes van die Gees. Hy sal ons lei in die volle waarheid. Nou, gee jouself, en dan begin hy vir jou wys oor profesie, oor dit, oor dat, oor hoe profesie werk in die Nuwe Testament, hoe tale werk in die Nuwe Testament, hoe dit in jou lewe kan werk. Hy gaan vir jou duidelik maak, Markus 16, hy wat glo, sal met nuwe tale praat. Jy sê, maar ek het dit nog nie in my lewe nie. Markus 16 sê, hy wat glo, sal duiwels uitdryf. Jy sê, ek het nog nie een duiwel uitgedryf nie. Die Heilige Gees wil jou leer en lei hoe om dit te doen. Hy sê, op siekes sal jy die hande lê en hulle sal gesond word. Die Heilige Gees wil jou lei en leer. Hoe, wanneer kan jy mense die hande lê? Dink net daaraan. Dink net daaraan. Dat jy soos Petrus gebruik kan word. Silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, gee ek jou. In die naam van Jesus Christus staan op en loop. En hy ou staan op. Petrus rig hom op. En Petrus sê, maar dis nie deur my eie heiligheid of my eie commitment wat hierdie goed gebeur het nie. Dit is om te bewys, Jesus het opgestaan uit die dood uit. Dis nie uit werke dat ons hierdie goed begin doen nie. Dis uit geloof, sonder verdienste. Mooi, nee. So, jy kan begin, net daar waar jy is. Kan jy begin, as die Here vir jou duidelik maak,
op siekes die hande te lê en gesond word, dan lê jy hande op hulle, bid vir hulle, dat hulle gesond sal word. Doen dit. Ek daag jou uit. Ai, mooi nee, die Heilige Gees. Lees bietjie 1 Korintiërs 12, 1 Korintiërs 14, en dan sien jy wat die Heilige Gees wil doen. Romeine hoofstuk 12 praat ook oor jou deel in die liggaam van Christus. Gaan lees dit en sit so en sê, Heilige Gees, wys my, wat beteken hierdie skrifte? Geniet jou journey met die Here, man. Mooi loop.